As julle net vir ons sal loer daar asseblief. Afgeet ek het klaar met die krag. Gelyk het, is ons op die lyn. Ok, moet daar wees, ons al 12 sekondes op, baie goeie naam. Right. Dankie. Right. Baie goeie naam. Internet, laat ek sien wie die jakkalse gevang. Willem en Annemarie verskoning, hulle twee loop 'n bietjie rond. Hallo, lekker vakansie, kyk vir ons op die TV. Goed, het voel of hier 'n groot gaping hier voor my is. Nou kan julle lekker sien, nou is julle in die voorste ry. Goed, kom ons maak hier oop. Ja. Goed, kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, dankie dat ons vanaand ook aan U kan opdra. En Here, ons is so begeerig net om U woord te hoor, om te hoor wat U vir ons sê en wat U vir ons leer. Mag U naam ook vanaand hier verheerlik word en dat ons geen begeerte het om enige aardse wysheid te hê wat mense uitdink nie, maar alleen gelei word deur U woord en deur die Heilige Gees vir ons vanaand en elke dag van ons lewe. Ons bid dit in die naam van die Here Jesus. Amen. Goeienaand, baie welkom. Ek is baie bly. Goed. Ons was so 'n week of wat nie hier nie. Ek dink ons het 1 week oorgeslaan. Waar was ons laas? Was 2 weke. Lekker vakansie gehou. Goed, ons vraag kom vanaand uit Matteus 21. Ons eerste vraag. Matteus 21. Is 'n fout. Iemand dalk vir my 'n tissue asseblief. Ek wil net hier 'n dooie kol hier voor my wegvat, wat ek nie wegkry nie. Jan daarby. Goed. Ja, ek het gekry. Ek is reg. Ja. Ek dink hierdie is reg. Dankie. Hy moet skoon wees hom. Dankie. Baie dankie. Goed, verskoning vir die oponthoud. Goed. As die bril wat my moet help, my in die afgrond in help. Goed, sy. Matteus 21, u kan 2 plekkies insit, Matteus 21 en ook by Johannes 2. Dit is ooreenstemmende gedeeltes, of hulle is dieselfde onderwerp wat aangehaal word. Ons gaan dit in beide lees. Matteus 21 en Johannes 2. Goed, Matteus 21 vers 12. Jesus het tempel toe gegaan en al die mense wat op die tempelplein koop en verkoop daar uitgejaag. Die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiwerverkopers het hy omgegooi en vir hulle gesê, daar staan geskrywe, my huis sal 'n huis van gebed wees, maar julle maak dit 'n rowersnes. Dan in Johannes 2, vers 13. Die Paasfees van die Jode was al naby en Jesus het daarvoor na Jerusalem toe gegaan. Op die tempelplein het hy die verkopers van beeste, skape en duwe gekry en die geldwisselaars wat daar sit. Toe het hy met touwtjies 'n sweep gemaak en almal uit die tempel uitgejaag, ook die skape en die beeste. Die geld van die geldwisselaars het hy op die grond gegooi
en hulle tafels omgekeer. Vir die mense wat die duiwe verkoop het, het hy gesê, vat hierdie goed hier weg, moenie die huis van my vader 'n besigheidsplek maak nie. Toe het sy disippels daaraan gedink dat daar geskrywe staan, die liefde vir u huis verteer my. Goed, so die vraag is dan by die reiniging van die tempel, beteken dit dat 'n mens byvoorbeeld nie 'n verkoping by die kerk mag hou of uit die kerkgebou mag hou nie? Of dat jy byvoorbeeld by die kerk nie 'n sanger mag kry om te kom optree in die kerk en dan nou kom sing hy of sy 'n klomp liedjies nie. Dit is dan die vraag, mag die kerk nie gebruik word om geld in te bring nie? Die vraag, moet ek julle laat stem? Die geldwisselaars en die ouens is 'n klomp skelms geweest. Dit was glo ek, dis van die kommentaar wat ek al in die verlede gelees het. Ja, so die kort antwoord is ja, ons kan dit doen as ons dit nie in skelms trek of verkeerde redes en verkeerde paartjies hou en so aan of geld in die saak. Maar wat gebeur nou as 'n gemeente net een gebou het? Dan is hy nie in die kerk. As jy net een gebou het en die agterkant is die saal en die voorkant is die kerk. Ja, soos daar's 'n hele klomp kerke in die land wat op dieselfde plan gebou is oorspronklik. So as jy oor die land bietjie rondgaan, gaan jy in 'n klomp kerke kon sê, maar hierdie voel bekend. Daar was 'n dominee wat eers 'n argitek was en toe 'n dominee geword het en daar aan die begin van die AP kerke het hy gehelp om so 'n plan op te trek wat veeldoelig is. As jy agtertoe sit, is dit die saal en as jy vorentoe sit, is dit die kerk. Of bazare. Jy kan, dit gaan oor die skelmstreke. Ons het al gemeente etes hier die kerk gebou gehad. Tannie sê sy hou nie van die verkopery in die kerk nie. Ons hou van die sop, maar ons hou nie van die verkopery nie. Goed, kom ons hoor nog. Maar die vraag is nou, hy sê as iemand talent het om mooi te kan sing, maar om nou geld te maak uit daai persoon se sang in die kerk. As hy nou kan mooi sing en hy kom sing in die kerk, is dit oukei, maar om geld te maak, dis die vraag. Kan jy nou Vrydag aand konsert hou uit die kerk uit? Party sê ja, party sê nee. Ja, nou is daai lyn raak nou alweer vir party ouens fyner is vir ander, né? As ons nou 'n eet uit die kerk uit hou, kan die ouens hulle wyn saambring. As 'n vraag is ons liggame dan nou nie die kerk nie. Maar nou sit jy Vrydag aand of Saterdag aand nou in die konsert. Nou Sondag moet jy nou luister na die preek, dan dink jy nou weer terug aan wat se liedjies was nou daar gesing. Maar is Ek hoor maar as jy maar gaan 'n mens nie as jy in jou kar kerk toe luister, ry en na liedjies luister ook, kan jy in jou gedagte verdwaal word. Goed, kom ek begin na antwoord se kant toe gaan. Skelmstreke was. Goed, kom ek gaan my mening gee. Daar's oor die teksgedeelte is daar bepaalde betekenis wat ons nie kan nie, en dan oor ons elkeen se bedoeling of mening is ons vry om van mekaar te verskil en een persoon gaan dalk bietjie sterker as 'n ander persoon op 'n bepaalde moment of 'n klem voel. So ons moet nou eers bietjie teruggaan en sê die tempel bestaan nie meer nie. Die tempel wat die Here Jesus in was, waar daar 'n heiligdom en 'n heilige en 'n allerheiligste was en 'n
gordyn wat die heilige en die allerheiligste van mekaar geskei het. Daardie tempel is nie meer nie. Die naaste wat 'n mens daar kom is die oosmuur in Jerusalem, wat nie eers die muur van die tempel was nie. Dit was die muur wat rondom gebou was, wat die tempel afgesonder het van die res van die stad. Die tempel was daar binne, agter die muur, agter die of aan die binnekant, daar waar vandag nie meer 'n tempel is nie. So die tempel is afgebreek en Jerusalem is 'n paar keer aangeval en afgebreek en die stad is herbou en die mure is herbou en weer 'n keer afgebreek en weer 'n keer herbou en afgebreek. So dit deur die eeue is die tempel is nie meer nie. Die oorspronklike tempel is nie meer daar nie. Toe die Here Jesus dan nou die voorhangsel geskeur het, of die voorhangsel geskeur het met sy opstanding, het daar 'n hele nuwe bedeling begin met aanbidding en die oorspronklike Christene het nog na die tempel toe gegaan op die Sabbat en op die eerste dag van die week wat dan die Sondag is, begin om in mekaar se huise by mekaar te hou om dan nou as gelowiges saam tyd te verkeer. Totdat hulle uit die tempel uit verban was of vervolg is uit die tempel uit. So direk daarna die opstanding van die Here Jesus het die gelowiges nie sommer net opgehou tempel toe gaan nie. Hulle het ook nog tempel toe gegaan totdat hulle weggewys was. En moet ons weet dat die vroeë kerk, die vroeë Nuwe Testamentiese kerk het in huise bymekaar gekom. So hulle het nie kerke gehad soos ons vandag kerke het nie. Hulle het daar nie in die bymekaar kom, eetkamer, sitkamer, amper sê soos wat ons op 'n stadium gewoond geraak het in wijksbijeenkomste by die huise, het hulle kerk gehou. Dit was waar daar kerk was. En jy kan dit gaan lees in Handelinge 2, waar die gelowiges by die huise bymekaar gekom het en brood gebreek het. Saam geëet het, maar ook die brood van die woord gebreek het en saam gesing het en aanbid het. So kerke, soos wat ons vandag kerke ken, is baie klompie jare later eers begin gebou toe die huise te klein geword het en die gelowiges by kerke begin by mekaar gekom het. So dit moet ons dan ook weet en vir mekaar sê. Nou, ek moet Tannie se sentiment deel en sê ek hou ook nie daarvan dat daar in die kerk nou is ons, ek hoop nie ons krag is klaar nie. Gaan die wifi aanhou werk as die krag af is? Nee, daar is hy weg. Daar het hy geval. Laat ons is dit all over. Ek wonder of my wifi gaan werk. Goed. Goed. Ek dink wat ek gaan doen is ek gaan aanhou gesels hier vir so 'n tydjie totdat ons nou kom ek gaan net die onderwerp klaar maak. Ons kan ook nie in die donker sit en werk verder en as die krag nie aankom nie gaan ons bietjie vinniger klaar kry. Die gedeelte word opgeneem. Ek is daarom besig om hom te rekord ook. So alhoewel hy nie gestream word nie, sal ek hom vir Johan gee en dan sal hy hom laai vir die ouens wat ook al daarna kyk. Goed, so ek dink kom ek hierdie vraag dan probeer klaar antwoord. Ek moet nou net my lyne optel. Ek het begin vir Tannie of ek het begin om te sê ek voel ook dat jou dis gevaarliker hoe meer jy toelaat dan hoe minder jy toelaat. As jy nie iets doen nie, kan daar nie 'n fout kom nie. As wat jy iets doen en daar kan dalk 'n fout kom. Ek dink wel as 'n kerk net een gebou het, kan hulle daarin hulle funksies hou. As 'n kerk 'n gebou het soos ons het ons kerkraad lankal terug besluit 'n beginselbesluit geneem dat die kerk vir niks anders as kerk gebruik sal word. So ons kerkgebou kan nie gebruik word deur enige politieke party om 'n saamtrek te hou of deur 'n boerevereniging om een of ander saamtrek te hou of deur Kansa gebruik te word om hulle jaareindfunksie of 'n modeparade te hou. Al is dit ter wille van 'n goeie doel nie.
ons het maar net die besluit gaan neem. Dis veiliger om die kerk vir niks uit te huur of te leen of te gebruik nie, en dan kan daar nie 'n fout kom nie. Dis net jou maklikste, beste besluit. Maar ons moet vir mekaar sê dat byvoorbeeld soos die moedergemeente in Kimberley en waar ook al is, as dit die kerk se enigste gebou is dit die plek waar ons die Here aanbid, maar is ook die huis waar die gemeente van die Here bymekaar kom. So al sou dit sou ons in iemand se sitkamer kerk of in 'n huiskerk, dan word daai huis ook vir ander goed gebruik. So ja, ons het gesien hy's all over. Dankie Jan, ek gaan aan om hierdie een vraag te antwoord en dan gaan ons dit opneem. Goed. So ek moet sê vir klomp jare het ons ook bazaar gehou uit ons enigste gebou uit, omdat daar nie ander fasiliteite was nie. Ek weet dat ons hier nou meer tente ensovoorts buite opslaan, maar elke gemeente en kleiner gemeentes het nie noodwendig die vermoë om dit te kan doen nie. So ek self het daai tyd al vir die ouens gesê, party mense het gesê, maar kom ons kordon net die kansel af, en dan het ek gesê, solank ons bedoeling net is dat die kinders nie daarop speel nie, maar ons moet nie dink die kansel is meer heilig as die kerk nie. Dit gaan nie daaroor dat ons met die kansel toemaak dat die heiligheid van die Here seer kry as ons hier binne bazaar hou nie. Ons moet op so 'n manier bazaar hou dat die Here ook tevrede is met ons, en dis wat ons al die jare gedoen het. Maar jy pak maar net toe dat daar nie gewerk word waar jy nie wil hê gewerk moet word. Ek is wel daarteen dat in kerke konserte gehou word of dat dit net 'n gewone menslike omgewing word waar allerhande snaakse wat ook al kan gebeur. Ek dink om na die teksgedeelte toe kom is baie belangrik, en dit het Johan gesê en ander Johan het dit gesê en Ronnie het ook aangehaal, dat 'n mens met so 'n klein bietjie agtergrond hê om hierdie gedeelte te verstaan. Dis hoekom ek dit in die Bybelstudie vraag ingesit het. Iemand het my daaroor gevra, en die probleem was dat die kerkmense van daai tyd was die skelms geweest. Wat hulle gedoen het is, die Here die opdrag gegee dat mense moes byvoorbeeld hulle tiendes bring, hulle lammers bring, en dan die Here gegee in die Ou Testament, jy mag nie uitgesoek het nie, soos hulle verbykom, elke 10 deur moet jy vang, so jy tel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vang hom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vang hom, jy mag nie omgeruil het nie, jy kan nie die Here sin vir jou gevat het, en dan van jou swakker is vir die Here gegee het nie, die 10 deur moes uit, behalwe, as jy die 10 deur vang en uit 'n gebrek, dan haal hy uit en dan vat jy nommer 11, en dan tel jy weer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, die Here mag nie gebreklike goed gekry het. En toe het die kerk mense so skelm geword, dat hulle het naderhand gesê, die kerk het 'n tipe van 'n kudde gehad, wat aan die tempelpersoneel behoort het. En hulle het skaapwagters gehad wat die tempelkudde opgepas het. En toe het hulle nou bywette gemaak. Hulle dan vir die mense gesê, as Tannie byvoorbeeld Tannie se lammetjie nou bring, Tannie het nou getel 1, 2, 3, 4, 5 en die 10de een gebring, dan sê ek nee, julle volk se lammers is te onrein om by die Here geoffer te word. Dit moet tempellammers wees. So vir Tannie wat 'n lammetjie wil kom offer, moes Tannie se geld bring en 'n tempellam kom koop het. En dan het ek vir hom dubbeld gevra. So as jy nou byvoorbeeld nou veiling toe sou gegaan het en jy sou vir 'n lam nou, wat daar speenlam wat verkoop word R1500 gekoop het, dis wat hy werd is, dan sê hulle nee Tannie, gaan verkoop maar Tannie se lam daar vir R1500 by die tempel, maar die tempellammers kos R3000. So om te kon offer, moes jy by die tempel 'n lam koop teen dubbel of 3-dubbel die prys. Hulle die mense se geld gesteel. En die geldwisselaars, hulle het naderhand ook gesê, jy kan nie maar net jou geld gebring het nie, jy moes daar, sê maar coins, moes jy by die tempel koop om te kan bring. So om 'n R10 coin te koop, moes jy R20 vir hom betaal om te kan koop. So die geldwisselaars, jy moes by die tempel kom geld wissel om te kon geld spandeer, en jy moes by die tempel kom hulle duwe koop, en hulle lammers koop, en hulle kalwers koop, en hulle die mense beroof. Mense se geld gevat, hulle was absoluut skelm. So die Here het nie 'n fout gevind daarmee dat mense hulle diere gebring het om te kom offer nie. Onthou, hulle het nie basare soos ons gehad nie. Maar wat gebeur het is, die tempelpersoneel het begin handel dryf binne in die tempel om hulle self te verryk.
Die arme gewone gelowige wil net kom om sy sonde versoening 'n lam te kom bring, of by Paasfees, by die Pasga, sy lam te kom slag. Dan sê die tempelpersoon, nee, jy kan nie jou lam slag, jou lam is te onrein. Gee vir ons jou lam, maar dan moet jy by ons 'n lam koop ook. En dit was die handelaars, die skelmgheid, die uitbuitery, was net te veel geweest. Of dit nie net te veel nie, dit mag glad nie gebeur het nie. En dit is wat dan by die tempel gebeur het. Okay. Maar ons gemeente het van hierdie gemeente plaaslik het van die uitgangspunt gegaan dat ons wil nie van die kerk 'n handelshuis maak nie, en ons wil nie. Maar as ons byvoorbeeld by Pinksterweek kom en ons koop sop en broodjies, dan kan nie 'n fout wees nie, want ons verkoop dit eintlik goedkoper as wat ons, kom ons sê, as wat dit werd is. Mense sê altyd, hoe kan jy vir R10 'n koppie sop verkoop en broodjies? En dan sê ons, maar dit gaan juist nie oor die geld maak daarvan nie, terwyl die geldjies wat ons inkry, gebruik ons sê maar by die parlement of vir 'n uitreik of waar ook al. So ons kry ietsie in, maar mense gaan uit die goedheid van hulle hart in. En daar's 'n paar vrouens wat 'n paar potte sop maak, en 'n paar mans wat vir ons dalk al broodjies smeer. En dan bring ons dit, maar die doel is nie om mense te beroof nie. Die doel is juis om eintlik 'n diens te lewer, en ons maak 'n paar rand. Ons het daar gemeenteete of ons osbraai gehad het en ons het geen ander plek gehad om te sit nie, dan het ons daar binnekant in daardie ruimte gesit, want ons gaan vir mekaar sê, ons hy, en jy's heeltemal reg, Magda, dat my lewe, en die Here sê dit, 1 Korintiërs 3 sê dit, julle liggaam is 'n tempel van God. En ek is seker dis nie wat enige iemand bedoel hier binne nie, maar daar's mense wat daar buite baie slegte lewens leef, en as jy in die kerk kom, dan moet jy hoogheilig wees. Jy kan daar buite vloek, jy moet net nie binne in die kerk vloek nie. So ek wat nou daarvan hou om mense skrik te maak, as ek jou daar buite kan skrik, mag jy nie lelik praat nie, maar jy mag ook nie in die kerk lelik praat nie. So iemand het ek al skrik gemaak en sê, amper praat ek lelik hier binne in die kerk, en dan was dit jou skuld, daai sonde sal aan jou gehang word. So dis nie groter sonde binne in die kerk as buite die kerk nie. As ek binne in die kerk lelike gedagtes het, is hulle net so verkeerd soos buite die kerkgebou. As ek vir iemand lieg binne in die kerk, is dit net so groot sonde om vir iemand te lieg daar buite, of wrok in jou hart te hê, of wat ook al. Ekskuus nie, het jy ietsie gesê? Ja, ek kan van net 'n arm om hierdie elke nou en dan weer. Ja, ek weet nie of dit 'n Henny ding is nie, Henny Minnie en Henny van der Merwe, en daar's 'n paar wat my dop hou van dat ek by die deur inkom tot ek by die deur uitgaan. Ek weet nie hoekom nie. Is daar 'n stukkie wat jy moet invul? Oor daai, ja. Ja, mag nie skrik gemaak word in die kerk nie. Goed, ek dink terwille van hier binne en julle wat dalk by julle huise moet uitkom, dit klink vir my, verskoning vir almal wat op die internet kyk, dit lyk my daar's 'n groter probleem dat dit woonbuurte is wat donker is. Dink ek gaan ons hier afsluit. Ek vra verskoning, dit is dan nou situasie buite ons beheer. Eerskomende maandag aand is daar nie Bybelstudie nie. Ek en Suzette gaan net nie hier wees nie, ons gaan so 'n bietjie vir die Hanlo ondersteun, so ons sit net gewoon verlof in. As die Here wil, is ek Sondagmôre nog hier vir kerk, vir gewoon erediens, en dan ry ons na kerk. Hy het sy proefpreek Sondag aand daar in Pretoria, en ons wil dit graag bywoon, en ek raak nou partykeer, dit hang af as dit my pas lui vir ry, so ek wil nie al Sondagmiddag 5:00 daar aankom en alweer Maandag terugry nie, so ons gaan so klein bietjie langer kuier, en so verskoon ons asseblief, Maandag aand is daar dan nie Bybelstudie nie. Jan sê ek kan wel stream daar van Pretoria af. Ja, daar 'n link om sy proefpreek te kyk. Ja, ekskuus. Ja, dis as jy op YouTube gaan en jy tik in gewoon APK Pretoria Oos. Dan is dit AP Kerk Pretoria Oos waar die erediens is. Party van julle dink ek het al daar kerk gekyk, en dan saai die diens om 6:00 uit. Ja, ek het ongelukkig nie daai verskoning nie, want ek het nog steeds wielietjies, jong. Ek ry elke dag oral, vir geen moeilike verskoning nie. Goed, kom ons sluit af.
Onse Vader wat in die hemel is, dankie dat ons vanaand, al was dit net so 'n kort stukkie bymekaar kan wees en dat ons kan onthou dat ons liggame heilig is vir U, dat U binne in ons woon en dat U ons kom skoonmaak en reinig met U bloed. En Here, help vir ons om elke dag tempels vir U te wees, dat ons tot eer van U naam sal lewe en dat ons U verheerlik met alles wat ons is. Dankie vir 'n kerkgebou wat ons het en mag U dit so in ons harte gee en vir ons oortuig dat ons ook mooi en goed en reg met die kerkgebou sal werk, sodat ons 'n getuienis hier na binne sal wees, maar ook 'n getuienis vir die gemeenskap daar buite. Ons bid dit in die naam van die Here Jesus. Amen.